Ons kyk na parabole. En ek gaan eers net begin met die gewone standaardvergelyking. So die standaardvergelyking vir 'n parabool is net y is gelyk aan ax kwadraat plus q. Wat jy dan uit die tyd behoort te weet, daai a gee net vir jou die vorm van die parabool. So daar leer jy as die a positief is, dan gaan jou parabool smile, hy gaan so boontoe gaan. En as hy negatief is, dan lyk hy sad. So dan gaan hy net ondertoe. En die q-waarde is jou y-afsnit, wat dan ook hierdie jaar jou draaipunt is. Reg. So dis die basics van die parabool, as jy hoef net te weet wat die a en die q voor staan. So kom ons kyk net gou hoe gaan jy dit nou gebruik om politics geskets te kry. So die eerste een wat ek gaan doen, lyk so. Hulle gee vir jou byvoorbeeld y gelyk aan x kwadraat min 4, en dan vooral hulle skets dit nou op 'n assestelsel. So ons kan hier agter aflei, ons y-afsnit gaan min 4 wees. Maar nou wat kort ek nou nog om hierdie parabool geskets te kry? En ons gaan probeer om x-afsnitte uit te werk, want dan kan ek actually kolletjies aandui op die grafiek waardeur hy gaan. So ek gaan x-afsnitte uitwerk deur y gelyk te stel aan 0, en dan gaan daar staan 0 is x kwadraat min 4, so x kwadraat is 4, wat beteken x is mos nou plus min 2. So nou kan jy hom gaan skets, jy het die y-afsnit wat dan nou ook jou draaipunt is, en jy het jou 2 x-afsnitte, ek gaan dit net so rolweg doen, as hy, dan gaan hy hierso deur min 4 gaan, en hy gaan op die x-as deur min 2 en plus 2 gaan. Reg. So dis dan nou die eerste eenvoudigste voorbeeld, is net die y-afsnit is ook jou draaipunt, en soos ek sê, dis net hierdie jaar. Volgende jaar in graad 11, dan skuif die parabole links en regs, dan gaan jou draaipunt skuif en jou y-afsnit gaan begin verskil van die draaipunt. Ons het net daai draaipunt nodig in die 2 kolletjies vir hierdie een. Kom ons kyk net wat gaan gebeur as ek sê y gelyk aan 2x kwadraat min 4. Wat is die verskil tussen as daai a-waarde nou 1 is en wanneer hy 2 is? En die enigste verskil is, dit sê net vir jou hoe vinnig die grafiek klim of hoe vinnig hy daal. So as ek hierso gaan sê, weer eens daai min 4 is ons y-afsnit, so ek kan sê y-afsnit is gelyk aan min 4. En dan kan ek sê, om my x-afsnitte te bereken, gaan ek weer die y gelyk stel aan 0. So dan gaan daar staan 0 is 2x kwadraat min 4, wat beteken 2x kwadraat is 4, so x kwadraat is 2, so x is dan plus min die wortel van 2. En om dit nou te gaan teken, presies dieselfde parabool, die verskil is net, hy gaan nou op die x-as deur min wortel 2 gaan, en deur plus wortel 2 gaan. Nou wortel 2, as jy gaan kyk op 'n sakrekenaar, is 1,4 something. Wat net 'n klein bietjie minder is as 2. So as ek die 2 op dieselfde assestelsel moet gaan skets, gaan dit hier langs die kant net wys rolweg. Dan gaan die verskil wees dat die een is redelik wyd, en die ander een gaan net 'n bietjie nader begin. So hy gaan nader deur die x-as gaan, dieselfde draaipunt hê, en nader deur die x-as gaan daarso. So dis die enigste verskil as jy begin verander aan daai a-waarde. Dit sê net vir jou hoe styl die grafiek klim of hoe lank hy vat. Hoe kleiner die getal is, hoe platter gaan die parabool wees. Hoe groter die getal is, obviously gaan hy al hoe vinniger klim. Dieselfde geld vir af, dan gaan hy net nader aan jou y-as kom. Dan net 'n paar tips vir wanneer jy hierdie goed teken. Jou parabool, die konsep van die parabool is hierdie lyn moet aanhou lyk asof hy weggaan van die y-as af. So jy kan nie byvoorbeeld, baie keer teken jy dit so, jy maak net so. Hierdie lyn lyk asof hy op pad terug is y-as toe. Jy kan nie dit so doen nie. Hy moet ten minste daar draai en lyk asof hy aanhou oopmaak en van daai kant af aanhou oopmaak. Verstaan? So dit kan nie nader kom aan die y-as nie. Dit moet altyd lyk asof dit wegneig van die y-as af. Reg, kom ons kyk na 'n derde voorbeeld. Okay, so die derde ding wat ek gaan doen, lyk nou so, y is gelyk aan min 2x kwadraat plus 8. So ek kan daar aflei, my y-afsnit gaan nou positief 8 wees. En my a-waarde is min 2, wat vir ons sê, hy is 'n sad parabool, en dan gaan ek gou die x-afsnitte bereken, sodat ek hom kan skets. So x-afsnitte, stel ons y gelyk aan 0, dan staan daar 0 is min 2x kwadraat plus 8, as ek daai gaan oorgooi, gaan ek kry 2x kwadraat is dan nou 8, so x kwadraat is 4, so x is plus min 2. Wat beteken, dis 'n gewone negatiewe parabool, wat bo draai by 8,
en hy sny die x-as by min 2 en plus 2. So dis jou koördinate daarso. Reg, so presies dieselfde prosedure vir 'n negatiewe parabool. Kom ons kyk na 4D. Ek gaan doen y gelyk aan 2x² plus 4. So nou kan ons aflei, ons y-afsnit is 4, wat ook op die draaipunt is in hierdie geval, nee. Nou gaan ek probeer x-afsnitte bereken, net vir julle wys. So x-afsnitte stel ek y gelyk aan 0, dan gaan hier staan 0 is 2x² plus 4, dan kan ek sê min 4 is dan nou 2x², so x² gaan wees min 2, so x gaan dan wees plus min wortel van min 2. Maar jy kan mos nie 'n minus onder 'n wortel sit nie, so daai gee vir jou geen reële oplossing. En wat beteken dit dan nou? Dit beteken net dat hierdie parabool het nie x-afsnitte nie. So ek gaan net hierby sit geen x-afsnitte. So hoe teken jy hom dan nou? En waarvoor jy moet oplet is die verskil tussen die tekens in die A en die keywaarde. By al die vorige is, as jy gaan kyk, hierso was my A negatief, maar ek het 'n positiewe keywaarde gehad. Nou het ek 'n positiewe A en 'n positiewe key. Wat beteken? Dis 'n positiewe parabool, so hy moet bo die x-as draai en hy moet opgaan boontoe. So as jy bo die x-as begin en jy gaan boontoe, gaan jy mos nooit die x-as gaan sny nie. Maar nou, hoe gaan jy hom teken? En daarvoor werk ons net 2 punte uit met 'n tabelmetode wat jy baie in graad 9 gedoen het. So ek kies net my x'e as min 1 en 1 byvoorbeeld. So as ek nou min 1 hier in vervang, dan gaan daar staan 2 plus 4 is 6, en as ek 1 in vervang, gaan daar ook staan 6. So nou het ek net 2 random kolletjies, waarvolgens ek hierdie parabool gaan teken. So ek gaan hom laat begin by 4, hy gaan draai by 4, en dan van daar af gaan hy weerskante toe op. So daar is sy draaipunt en sy y-afsnit, en dan het ek nou 2 kolletjies wat op dieselfde hoogte is, so simmetries versprei rondom die y-as, nee. Daai kolletjie gaan wees 1 en 6, en hierdie een gaan wees min 1 en 6. So parabool is nog steeds simmetries rondom die y-as. So sy sim-as is fisies die y-as, en die vergelyking vir die y-as is x gelyk aan 0. So daarso het jy dan nou jou positiewe parabool sonder enige x-afsnitte, dan moet jy net daai 2 random kolletjies gaan uitwerk om dit aan te dui op jou skets. Reg. Ek gaan net nog 'n laaste een doen wat so lyk. Kom ons kyk na nommer 5. Nommer 5 sê y is min 'n halwe x² min 5. So daar kan ek aflei, my y-afsnit gaan min 5 wees. Maar nou voorspel ek voor die tyd, ek kan mos nou sien, die a en die keywaardes is beide negatief. So dis 'n negatiewe parabool met 'n negatiewe draaipunt. So as jy klaar onder begin en jy teken nou van daar af 'n negatiewe parabool, dan gaan hy obviously nie die x-as ooit sny nie. So jy gaan nou nie x-afsnitte probeer bereken en dan wys tussen minus onder 'n wortel is geen reële oplossing. Jy skiep daai hele deel en jy doen net gou 'n tabel. So jy sê vir x en y kort ons 2 getalle. So ek maak dit sommer weer 1 en min 1. So as ek 1 gaan invervang, dan gaan ek kry minus 5 en 'n half. En by daai en dieselfde. Onthou, ons kry dieselfde antwoord van die simmetries. So as ek hom nou gaan teken, hoe gaan hy lyk? Daar is my x en y-as. En hy het 'n negatiewe y-afsnit, so hy gaan van min 5 af gaan onder toe. So daai kolletjie is min 5. En dan het ons nou 2 kolletjies op dieselfde hoogte simmetries by min 1 en min 5 en 'n half. En daai sal wees plus 1 en min 5 en 'n half. Okay. Nou aan die begin as jy hierdie goed teken, moenie te veel worry oor die skaal nie. Kry net die vorm reg, dat dit darm ten minste lyk soos 'n parabool. En dan na die tyd kan jy begin worry oor, is 'n sentimeter nou 1 eenheid of 2 eenhede of 3 eenhede, en dit dan perfek volgens skaal gaan teken. As hulle jou vra in die toets om dit te teken, sal hulle teen vir jou diagramvel gee met blokkies op, wat jy self kan afmerk 1, 2, 3, 4. Of as jy dit dan nou self moet teken, dan moet jy dit net mooi perfek op skaal gaan meet met 'n liniaal. En dis dit.